Geloof beteken om te laat gaan en te vertrou. Om te glo is 'n proses van vertroue in die Here en in daardie proses te bly groei. Want dis in hierdie vertroue met God en hierdie verhouding met God waar ons regtig ons lewe aan God toewy en toevertrou. Ons lewenspad maak dit nie aldag vir ons maklik nie. Ons leef in 'n tydperk waar ons as dit ware elke dag in 'n wedloop met ander is, in 'n poging om net by te bly, 'n poging om selfs beter te wees. Maar dis 'n kompetisie wat ons eintlik in ons eie gedagtes, in ons eie waarnemings bly skep. Want die werklike uitdaging is nie die wedloop met ander mense nie, dis die stryd in onsself. Ons grootste geloofsuitdaging vind plaas in ons gedagtepatrone, soos die gewoonte om onsself met ander te vergelyk, soos die neiging om belangrike take uit te stel wat ons eintlik sou help om ons volle potensiaal te bereik, soos die versoeking om in ons gemaksone te bly uit vrees vir die onbekende, en soos die voortdurende ding van negatiewe gedagtes wat ook ons selfvertroue terughou en kan knak. Dis hierdie innerlike stryd wat 'n struikelblok op ons pad van geestelike groei vorm, maar nog meer ook as dit beïnvloed ons totale algemene welstand. Dawid nooi ons in sy 1 Psalm om 'n radikale stap van vertroue te neem. Hy skryf in Psalm 37 vers 5: Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. In sy boek Authentic Happiness skryf die bekende professor Martin Seligman dat welstand kom nie van algemene eksterne prestasies nie, maar eerder van 'n diep innerlike oortuiging en 'n positiewe ingesteldheid. En sy argument is dat ons 'n baie meer autentieke en vervullende lewe kan lei wanneer ons sterkpunte ontwikkel en ons energie fokus op persoonlike groei eerder as op kompetisie. En dis waar geloof in God in die prentjie inkom. Psalm 37 vers 5 beteken nie noodwendig dat alles gaan gebeur soos ons beplan en soos ons hoop nie. Maar ons vertrou dat God se wil in werking sal wees. En God se wil is immers altyd beter as ons eie. So die opdrag vir ons vandag is eenvoudig: laat gaan en vertrou. Vertrou God met jou toekoms, met jou planne, met jou vrese, met jou bekommernisse. Dawid stel sy vertroue so in God dat hy bereid is om beheer oor te gee. Ja, jy doen wat jy moet doen, maar jy gee alles oor aan God. Dis die God van Dawid wat ook vir jou sal help en vir my sal help en leiding gee. Leef geïnspireerd.